Vandag se lesie gaan nou nog steeds oor numeriese en meetkundige patrone. Die eerste patroon waarna ons mos nou begin kyk het, is ons lineêre of ons rekenkundige patroon. As ons nou net gou weer mooi dink oor 'n lineêre of 'n rekenkundige patroon, is dit baie belangrik dat ons onthou 'n lineêre of 'n rekenkundige patroon het 'n konstante verskil. Ons praat mos nou van hierdie konstante verskil as D. Hoe bepaal ons nou weer hierdie konstante verskil? Ons konstante verskil sê ons is altyd term 2 minus term 1. En dit moet gelyk wees aan term 3 minus term 2. En dit is weer gelyk aan term 4 minus term 3. So as ons byvoorbeeld kyk na die volgende getalpatroon wat sê 5, 8, 11, 14, 17 is, dan kan ons sien dat D wat gelyk is aan term 2 minus term 1 gelyk is aan 8 minus 5 en dit is gelyk aan 3. Net so kan ons sien dat term 3 minus term 2 wat gelyk is aan 11 minus 8 ook gelyk is aan 3. Term 4 minus term 3 gaan gelyk wees aan 14 minus 11 en dit is ook gelyk aan 3. Dit is dan 'n rekenkundige of 'n lineêre patroon want hy het 'n konstante verskil van 3. Ons gaan net gou weer kyk hoe het ons nou weer bepaal of ons algemene patroon of algemene reël wat die algemene term beskryf. Dan het ons gesê ons gaan kyk ook, daar was mos die twee metodes, die een wat ek maar gewoonlik gebruik is om te sê, as ons van hierdie 5 af nou 3 aftrek, dan kom ons by 2 uit. Dan kan ons sê ons algemene term is ons konstante verskil maal met die posisie van die term en dan plus daai tweekie wat voorkom. As ons dit nou toets, kan ons sien dat term 1 gelyk is aan 3 maal 1 plus 2 wat wel gelyk is aan 5. Ons kan ook sien term 2 is 3 maal 2 wat 6 is, plus 2 is wel gelyk aan 8. So ons algemene reël of term word beskryf deur term n is 3n plus 2. Ons kan ook tabelle gebruik om die verhouding tussen die posisie in die ry en die term in die ry te bepaal. As ons kyk na hierdie tabel, dan het ons posisie in die ry is in die boonste ry en ons het ons terme daar 1, 2, 3, 4, 5. Daar kom 'n aantal terme en dan is ons term 10 daar. So wanneer die tabel vir ons so gegee word, dan kan hulle vir ons vra om nou byvoorbeeld A, B en C se waarde uit te reken. So wanneer ons nou hierdie tabelle kry om die verhouding tussen die posisie in die ry en die term in die ry te bepaal, gaan ons op presies dieselfde manier te werk. Ons gaan kyk na ons konstante verskil. Kan jy nog onthou wat is ons konstante verskil? Dis reg, ons konstante verskil is D wat mos vir ons gegee word deur term 2 minus term 1 en dit moet ook gelyk wees aan term 3 minus term 2. Wanneer jy sien daai konstante verskil is dieselfde, dan het jy nie nodig om alles uit te werk. Jy kan net die konstante verskil tussen die eerste twee terme uitwerk. Maak net seker dat jy seker is van jou konstante verskil. So ons konstante verskil is in hierdie geval 2. Nou het ons gesê ons term 1
is ons konstante verskil maal met sy posisie. Dit is 2 en dan moet ek mos nou 3 beide tel om by 5 uit te kom. Die ander manier is om nou van hierdie 5 af 2 af te trek, om te sien wat die getalletjie is wat voor hom staan, en dan sien ek daai getalletjie is 3, en dit is wat hierby getel word. So ek kan my algemene term beskryf as term n is gelyk aan 2 maal n plus 3. Goed, nou om a te bepaal, gaan ek sê a is my 4de term, term 4 is met ander woorde 2 maal 4 plus 3, en dit gee vir my die waarde van a. A kan ek nou sien is my term 4. So term 4 is gelyk aan 2 maal 4 plus 3, en ek kan met ander woorde sê a is gelyk aan 8 plus 3, met ander woorde a is gelyk aan 11. As ek nou b moet bepaal, dan sien ek b is term 5. B is term 5 van die ry, met ander woorde ek sit in n se plekkie 'n 5, en ek werk die som dan uit. So b is gelyk aan 10 plus 3, met ander woorde ek kan sê b is gelyk aan 13. As ons nou kyk na c, dan sien ons c is my 10de term. So term 10 is gelyk aan 2 maal 10 plus 3, en dit gee vir my 20 plus 3, en dit is 23. Met ander woorde c is gelyk aan 23. Nou ons kan ook tabelle gebruik om die verhouding te bepaal tussen die getalle in die boonste ry, wat die posisie in die ry is, en die onderste ry, wat die term in die ry is, indien 'n algemene term of 'n reël gegee word. Met ander woorde, hulle gee nou byvoorbeeld vir ons het ons posisie in die ry, en dan het ons term in die ry, en dit word gegee deur die algemene reël of term van y is gelyk aan minus 2n plus 5. Nou word hierdie tabel vir ons gegee, en die algemene reël of die term word reeds vir ons beskryf. Met ander woorde, ons moet nou die tabel gaan voltooi, of die a en b waarde ook gaan uitwerk. Hier het hulle nou vir ons gevra dat term 5 is a en term 15 is b. Ons algemene reeltjie sê vir ons, mos nou y is gelyk aan minus 2n plus 5. Nou in ons tabel is die ander getalle vir ons klaar ingevul. Ons het daai 3, 1, minus 3. Hoe ons by dit mos nou uitkom ook, as ons dit nie gehad het nie, dan het ons term 1 is gelyk aan minus 2 maal 1 plus 5. Met ander woorde, ons moet hierdie enetjie nou in ons posisie se plek gaan instel. Dit gaan vir ons term 1 bepaal. So minus 2 maal met 1 is minus 2 plus 5 gee vir my 3. Al hierdie termpies kan ons so gaan toets. Minus 2 maal met my posisie in my ry plus 5 gee vir my minus 2 maal 2 is minus 4 plus 5 is 1. Term 3 is gelyk aan minus 2 maal met my posisie wat 3 is plus 5. So minus 6 plus 5 gee vir my min 1. As ons nou term 5 moet bepaal, dan gaan a gelyk wees aan my term 5, want onthou nou, ons a-kie is nou daar ons onbekende. So a is ons term 5, met ander woorde, dit gaan wees minus 2 maal 5 plus 5,
en dit gee vir my 'n antwoord van minus 10 plus 5 en minus 10 plus 5 gee vir my 'n finale antwoord van minus 5. So A is gelyk aan minus 5. As ons nou B moet bepaal, dan kan ek weer sien, B is my 15de term, want N is 15. Dan gaan ek 15 instel, so ek kry minus 2 maal met 15 plus 5, en dit gee vir my minus 30 plus 5, en dit gee vir my 'n finale antwoord van minus 25. So B is gelyk aan minus 25. Dit is dan die lesie wat werk rondom rekenkundige of lineêre patroon, wat ons tabelle gebruik om dit mee op te los. Jy kan hierdie lesie nou inoefen deur jou huiswerk mooi te voltooi.